Goeiemôre. Uiteindelik kry julle 'n ietsie wat ek beloof het. Dit het 'n bietjie lank gevat, maar nou ja, hier gaan ons. Dit is so 'n mooi oggend vanoggend. Dit is nou Dinsdagoggend. Ek kan nou die video's opneem. Ek het nou 'n klomp voorbereiding gedoen. So ek is nou opgewonde om hierdie ongelooflike mooi dag te beleef. Die mis wat so oor die berg kom. Dis net vir my 'n vreeslike mooi oggend. So ek hoop julle geniet regtig 'n beautiful dag in die teenwoordigheid van die Here elke oomblik, net waar jy gaan. In die teenwoordigheid van die Here beteken nie ons moet gaan stil raak en kniel of wat ook al nie. Dit ook, maar dit beteken om net elke dag bewustelik te lewe. En dit is wat navolging beteken. Ek is die hele tyd bewus van die Here wat saam met my is, wat saam met my gaan. Deur sy Heilige Gees, en dis waaroor ons praat vandag, ons praat oor sy Heilige Gees. Hoe werk die Heilige Gees? Daar's baie mening oor hoe die Heilige Gees werk. Die vrug van die Gees gaan ek net nou by uitkom, of later by uitkom, maar as ons dit wil verstaan, moet ons net 'n bietjie verstaan, hoe werk die Heilige Gees? Sommige mense sê, weet jy, die Heilige Gees is misties. Dis soos dis amper soos die mis wat oor die son, oor die berg kom. Jy verstaan dit nie, jy sien dit een oomblik en dan verdwyn dit en dis onverklaarbaar. Ander ouens sê, die werk van die Heilige Gees het niks met jou te doen nie. Dis die Heilige Gees wat in jou dinge doen, wat jy geen aandeel aan het nie. Niks, jy sit terug, en die Heilige Gees is asof dit met jou gebeur. Ander ouens sê net weer, man, die Heilige Gees is eintlik, dit is so natuurlik. As jy praat van die Heilige Gees, dan praat dit eintlik van jou innerlike vermoëns en jou ingesteldheid, en dis eintlik jy wat dit doen. Dis eintlik jy wat dit doen. Ons praat van die Heilige Gees, maar ons moet nou verstaan, dis die krag van die Here wat vir ons in staat stel om iets in beweging te bring en dinge te verander in ons lewens. Nou, as jy enige van hierdie scenario's vat net op hulle self, dan is dit verkeerd. Want dit is 'n mengsel van al drie van hulle, eintlik meer as hulle saam. Want die werke van die Heilige Gees is aan die een kant heeltemal onverklaarbaar en onverstaanbaar, maar aan die ander kant kan ons dit ook verstaan. Dink 'n bietjie wat het Jesus daar vir Nikodemus gesê. Hy sê, die wind waai waar hy wil. Jy weet nie waar hy vandaan kom nie. Jy weet nie waarheen hy gaan nie. Misties, onverklaarbaar, onverstaanbaar. Maar dan sê hy, jy sien nie tekens daarvan. Jy sien nie tekens van die wind wat die boom buig. En dit is sigbaar. En dit is verklaarbaar. Paulus sê byvoorbeeld op 'n stadium, hy sê, hierso in Filippense 2, my geliefdes, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was. Des te meer moet julle gehoorsaam wees, nou dat ek nie daar is nie. Julle moet met eerbied en ontzag julle daarop toelê om as verloste mense te lewe. Nou, daardie woorde verstaan nie in die oorsprong net so in die oorspronklike taal nie. In die oorspronklike taal staan daar eintlik, en julle gaan dit nou sien, staan daar eintlik dat ons met vrees en bewering ons redding uitwerk. Nou, ons redding is iets wat die Here doen. En ons wat dit uitwerk, is iets wat ons saam met hom doen. So jy kan julle sien, dis nie een of die ander nie. Dis nie ek wat dit doen of die Heilige Gees wat dit doen sonder my nie. Dis die twee saam. En dis hoe die Heilige Gees werk. Onverklaarbaar, en tog kan ons die tekens daarvan sien. Ons kan sien wat dit doen. En dis iets wat hy doen in my, saam met my en op die ou ende deur my. Dit is hoe die Heilige Gees werk, dat ons net mooi verstaan, hierdie eerste gedeelte van hoe dinge werk. Goed, die tweede ding wat ek wil hê dat julle moet verstaan, is hoe geestelike groei werk. Fisiese groei, mens kan nou baie eenvoudig sê, daar's 'n kindstadium, en dan is daar 'n tienerstadium, en dan is daar 'n jong volwasse stadium, en dan is daar 'n volwasse stadium, en dan is daar 'n senior stadium, wat jy ook nog kan identifiseer. As jy nou tegnies wil raak, dan gaan jy sê, daar's 'n baba fase,
en 'n peuterfase en 'n kleuterfase en 'n vroeë adolescent en na 'n laat adolescent en daar's vreeslik baie tegniese goeders. Ons kan dieselfde doen met geestelike groei. Ons kan sê, daar is jou geestelike baba, pasgebore, tot wedergeboorte gekom stadium. Dan is daar jou kinderlike geloof, jou geloof wat jy wat jy eintlik net as 'n kind van God geniet. Dan is daar die tienerstadium of amper sê, dan begin jy iets leer, soos 'n studentfase, 'n volgelingfase. Dan is daar 'n fase van jong volwassenes. Dan is daar 'n fase van volwasse ouens wat hier by 40 rond, sou ek sê, is jy 30, 40. Die Bybel praat van volwasse 30. Dis waar jy eers volwassenheid bereik. En dan kom daar later nog jou senior fase. Maar kom ons hou dit eenvoudig. Kom ons praat van jou kinderfase, jou kinderlike geloof, dan jou volgeling of jou studentgeloof. Dis waar jy begin studie doen oor 'n klomp dinge. Dan gaan ek tog praat oor jongvolwasse en volwasse. Ek gaan hom nog 'n bietjie split, want daar is nogal geestelik baie dinge wat gebeur van jongvolwasse na volwasse stadium. En dan later kry jy 'n senior fase. Ons gaan nie nou oor die senior fase praat nie. Ons doel met disippelskap is om geestelike volwassenheid te bereik. Dit wil sê dat ons by 'n geestelike ouderdomsgroep van 30 tot 40 uitkom. Dis waar ons wil wees, geestelik, in 'n geestelike sin. Nou, kinderlike geloof is, kom ons vat byvoorbeeld, ek gaan nou sommer net, ons gaan nou praat oor die verskillende vrug van die gees, en die eerste ene is die liefde. Nou kom ons vat liefde, net om te sien, hoe groei jy met die konsep van liefde, en hoe groei dit in jou lewe? Met kinderlike geloof, is die doel eintlik dat jy moet ontdek, dat die Here jou baie diep en waarlik lief het. En wat dit beteken, maak nie saak nie, maar net die ontdekking, die Here het my verskriklik lief. En weet julle nie, jy kan nie verder groei, as jy daardie konsep nie in jou lewe in het nie. Want as die konsep van ek is geliefd, nie val nie, as hy pennie nie drop nie, dan probeer jy verder groei, en omdat dit missing is, probeer jy kompenseer, heeltyd. En dit gebeur in jou fisiese groei ook. Jou kinderfase is so belangrik, en jy het soveel aandag van jou ouers nodig, dat hulle geborge kan voel, dat hulle liefgehê kan voel. En as hulle dit het, dan is die volgende fases van geestelike groei vreeslik maklik, of makliker. As hulle dit nie het nie, dan probeer hulle inpas as tiener, maar hulle gaan soek heeltyd liefde op ander plekke, omdat hulle dit nie by hulle huise gekry het oorspronklik nie. So, jou eerste fase, jou kinderlike fase, mense, ons kan nie sonder dat die liefde van God in ons lewens geanker is, voordat ons verder gaan nie. So, ontdek daardie liefde vir die eerste ding. Dit wat gebeur, wat jou help om te sien, maar ek is nou besig om te groei na die tweede fase, na jou volgelingsstadium toe, wat jy agter Jesus aanbeweeg, dat jy eintlik 'n student is, dan begin jy 'n bietjie vra, maar ek sien liefde, maar dit lyk vir my asof daar verskillende tipe liefdes is. En daar's 'n vraag in jou kop en jy begin studeer. En nou begin jy ontdek, wag 'n bietjie, daar is verskillende liefdes, daar's 'n vriendskapliefde, daar's 'n goddelike liefde, daar's 'n passievolle liefde, iets wat maak dat jy 'n passie het vir 'n ding. En as jy hierdie studie begin doen, as jy agterkom, maar ek het kennis nodig, dan kom jy agter, nou is ek 'n volgeling van Jesus, nou is ek op die volgeling of 'n student geestelike groei fase. Ek raak 'n student van die woord, ek raak 'n student van die lewe. Ek aanvaar dinge nie net meer as vanselfsprekend nie. Ek is nie meer tevrede net met die eenvoudige kennis nie. Ek wil dieper weet. So, dis jou tweede fase van ons geestelike groei, waarmee ons met Leefnuut werk en met die disippelskool werk. Jy kom agter, ek wil meer weet, ek is begeerig om te leer. Met liefde beteken dit dat jy dan ontdek, daar's 'n woord agape, wat goddelike liefde beteken. En jy kom agter, goddelike liefde is 'n heeltemal 'n aparte
ding wat bestaan, as wat vriendskapliefde is. Vriendskapliefde ontvang. En in die ontvang wat jy, in die liefde wat jy ontvang, in dieselfde hoeveelheid wat jy ontvang, gee jy. En waar agape liefde is anders, dis gee. Of jy terug ontvang of nie, dit maak nie saak nie. Dis irrelevant. Want ons het geleer dat God het my so lief, hy het my so volgemaak met sy gees. En met goddelike liefde. Agape is net iets wat deur God se gees in my lewe ingedra kan word. En nou het ek hierdie liefde en die gees. En dit wil uitkom. En ek begin ontdek dat daar 'n vreugde is om goddelike aanvaarding en liefde vir mense te gee. Of hulle daarop gaan reageer of nie, maak nie saak nie. Want ek volg Jesus se voetspore. Dis wat Jesus gedoen het. Nou, dis die volgende fase. Dis die ontdekkingsfase. Jy weet ook nie hoe om dit te leef nie, maar jy's opgewonde oor die waarheid. Want die waarheid is besig om jou vry te maak. Die waarheid help jou om los te kom van skuldgevoelens van 'n klomp goeders, en dit help jou om iets te doen aan jou geestelike lewe. Alhoewel dit nog nie, jy's byvoorbeeld nog nie, jy het nog nie ontdek dat jy foute het nie. Dat die manier hoe jy liefde gee en ontvang is nog nie reg nie. Dis nog nie in plek nie. Maar jy's nog blind daarvoor. Jy's net opgewonde oor dit wat jy ontdek. As jy dan by die derde fase kom, dan, dit is die jongvolwasse fase. Dan kom jy by die fase waar jy begin leer dat agape liefde in my lewe 'n verskil maak. Ek beleef dit nou, dis nie net kennis nie. Dis nou dit nou afgesak en is nou in my lewe. En ek begin onderskei tussen waar God met sy gees oorneem, waar ek toelaat dat God deur sy gees beheer uitoefen en ek terugstaan. Byvoorbeeld as ek in 'n woedebui uitval, dan druk ek eintlik die Heilige Gees terug. Nou ontdek ek dat ek 'n keuse het en dat ek saam met die werking van die Heilige Gees kan sê ek gaan nie nou kwaad word nie. Ek gaan rustig wees, kalm raak, bedaar en die klep oopmaak, doelbewus, dat God se gees bonatuurlik uit my lewe kan uitvloei. Dan raak ek 'n jong volwasse. Dis die verskil tussen nie net kopkennis nie, maar dit begin 'n verskil maak en ek sien dit raak in my eie lewe. En dan kom ek by die vierde fase en daar's nog 'n lang tyd wat verloop. Eintlik is daar 'n lang tyd tussen al hierdie wat verloop. Maar tussen die derde en die vierde fase, die jong volwasse en die volwasse stadium, die ware volwasse stadium. Beteken dat ek nou hierdie ding van God se liefde in my lewe begin bemeester. Nou kan julle nou dink, ek bereik 'n punt waar ek kan sê, ek doen presies wat die Here wil hê ek moet doen. Dis sy manier van leef, dis sy keuse, dis sy voorkeur van hoe ek behoort te lewe, en ek doen dit. En hierdie kuns van liefde het ek deur die krag van die Gees bemeester. Dis nie net ek nie, dis die Heilige Gees saam met my. Ek kan dit nie alleen doen nie. Maar dit gaan ook nie gebeur as ek net terugsit en wag en sê, nee, die Heilige Gees gaan hierdie ding doen. Hy is magtig en kragtig en bonatuurlik. Ek is natuurlik. So, hier is ek, Heilige Gees kom doen dit. En nou wag ek vir hierdie poef, wat gaan gebeur? En dit gebeur nie. Maar dit gaan nie gebeur nie. Nie waar jy volwassenheid bereik nie. Want dit is 'n partnership tussen jou en die Here. Dit is 'n partnership. So, dit is waar jy dit bemeester. Dis waar die Here sê, wees volmaak, want ek is volmaak, ek is saam met julle. En volmaaktheid beteken nie jy die einddoel al bereik, in die toppunt bereik nie. Dit beteken net, jy gaan in hierdie area 'n ding waarmee jy sukkel bemeester. As jy 'n studieveld het, sê nou maar my studieveld is disippelskap, né? Ek het nou min geweet daarvan, ek het begin bestudeer, en ek het later verder gaan studeer daarin, en nog studie, ek is later op 'n meestersgraad vlak, of op 'n doktersgraad vlak, jy fokus jouself so daarin, dat jy
die onderwerp bemeester. Jy weet eintlik alles wat nou geweet kan word oor die onderwerp. Dan is jy bereik 'n vlak van volmaaktheid in hierdie onderwerp. En dis wat die Here sê, ons moet volmaaktheid bereik. Geen sonde, niks nie, volwasse wees, saam met hom. Okay, so nou kan ons begin onderskei op watter vlak jy is. En ons gaan dit doen op elke een van hierdie geestelike gawes. Ons gaan begin met 'n volgende video, hierdie is nou die eerste deel, wat ek vir julle stuur, dan begin ek nou met die tweede deel, waar ek gaan praat spesifiek oor agape liefde, en dan gaan ek stelselmatig deur die week werk met julle met elkeen van hierdie vlakke. Meet jouself so lank, gee vir jouself 'n punt, dink aan situasies, en hoe jy die God se liefde, God se vrede, hoe jy dit hanteer. Dink 'n bietjie aan goed wat ons alreeds hanteer het, oor tyd saam met die Here spandeer, in sy woord spandeer, bid, jou geestelike roetes, onthou julle daai geestelike roetes wat ons gedoen het, waar ons kyk na, wat is die maklikste manier om vinnig die teenwoordigheid van die Here beleef? Is dit die natuur? Is dit aanbidding? Is dit vriende? Is dit een kant wees? Is dit studie? Daar's 'n klomp verskillende roetes. Dalk het jy ontdek, wat die een is joune, en dit meer begin doen, sodat jy vinniger regtig die teenwoordigheid van die Here kan beleef. So, ja, kyk vir jouself, ons gaan dit later mooi meet, maar kyk vir jouself of jy al kan bepaal, of jy kan sien, op watter vlak jy is. Goed, geniet hierdie mooi dag, ons praat dan later weer.